Kom ons praat eerlik vandag. Baie Christene leef asof alles hier op aarde aan die einde tot 'n einde kom. Ons fokus op net vandag, op oorleef, op sukses, op gemak. Maar Paulus kom skryf iets wat ons eintlik moet wakker skud, laat regop sit. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam gedoen het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of waardeloos was. Jesus geliefdes, ek wil eintlik sê, ek vat 2 Korintiërs 5 vers 10, en gemerk dit in jou Bybel, en lees dit weer, nee. Wat sê Paulus? Ons gaan eendag voor God verskyn, en ons gaan iets ontvang. Ons gaan nie noodwendig oordeel oor redding ontvang nie, daardie saak is deur Jesus Christus juis en reeds afgehandel. As jy bekeer is, gaan jy hemel toe. Maar 'n evaluering van wat ons met ons lewe gedoen het, dit is wat ons gaan ontvang. Nou kan ek jou iets vra. As jy vandag voor Jesus moes staan, wat sou hy sien? Wat gaan sy observasie wees? Nie jou bedoelings nie, nie jou potensiaal nie. Dit gaan jou werke wees. En dan sê Jesus self vir ons in Matteus 6 vers 19 tot 21 die volgende. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Geliefde, Jesus sê eintlik iets baie radikaals hierso. Hy sê, jy kan nou leef vir dinge wat gaan vergaan eendag, of jy kan kies om te leef vir dinge wat vir ewig gaan hou. En dis 'n belangrike onderskeid. Werke red jou nie, maar werke, dit word onthou. Jy verloor nie jou redding as jy ongehoorsaam leef nie, maar jy verloor verseker jou beloning. En daardie beloning is nie 'n klein beloning nie. Geliefde, hierdie lewe is kort, ewigheid is lank. Wat jy nou doen, maak vir altyd, maak vir ewig saak. Wanneer jy kies om getrou te bly, al kos dit jou iets nie, dit word raak gesien. Wanneer jy vas staan in vervolging of kritiek, wanneer mense teen jou staan op dat jy opstaan vir jou geloof, geliefde, dit gaan onthou word. Wanneer jy gee, wanneer jy eintlik wil terughou, jou tyd, jou energie, jou hulpbronne, jou finansies, geliefde, daai goeders word getel, die Here sien dit raak. Wanneer jy nee sê vir sonde, wanneer niemand kyk nie, God sien dit, en hy vergeet dit nie, hy onthou jou gehoorsaamheid. God is nie onregverdig om jou werk te vergeet nie. Nee, so wanneer jy vra, waarmee is God besig in my lewe? Vandag se antwoord is dit, hy is besig om jou voor te berei vir ewigheid. Hy gebruik hierdie kort lewe, nee, as 'n voorbereidingsveld vir iets wat nooit gaan eindig nie. En dalk is die grootste tragedie van ons aardse wandel as gelowiges, nie noodwendig teestand en kritiek nie die vlek wat ons kry omdat ons gelowiges is nie. Dalk is die grootste tragedie eintlik maar net vermorsing. So wanneer jy mors met dit wat God jou toevertrou het, nee, dan is dit 'n tragedie. So vandag se eenvoudige praktiese stap waarna ek jou wil uitdaag, nee, vra jouself vandag, iewers hierdie dag, vra jouself, as ek my lewe so aanhou leef, dra dit ewige gewig of nie? Geliefde, praat met ons hemelse Vader oor en maak die aanpassings waar nodig. Ek hoop dat jy môre weer sal inskakel wanneer ons hierdie week sluit met ons 6de oordeenking en dan saamvat. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. Ek bid dat ons werklik sal wandel op so 'n wyse dat dit wat ons hierdie kant van die hemel doen, werklik ewige impak sal hê. Here, dankie dat Paulus vir ons kom herinner, net soos daai vroeë gelowiges in Korinthe kom vermaan het en kom inspireer het deur vir hulle te sê, hoor hierso, julle kan nie net terugsit en relax en dink jou redding is al wat saak maak nie. Nee, juis is ons gered tot goeie werk en eendag gaan daar vir ons 'n beloning wees gebaseer op hoe ons gewandel het hierdie kant van die hemel. Here, vandag in die lewe wat ons lewe hierdie kant van die hemel is soos 'n voorskou, dis voorbereiding vir dit wat in ewigheid werklik gaan saak maak. Daarom loof ons U en ons eer U dat U nouliks betrokke is in ons lewens. Here, dankie dat ons weet, ons kan nie sonder U genade in ons lewens enigstens hierdie dinge regkry nie. En daarom gaan dit nie oor prestasie of meriete nie. Dit gaan oor lewens wat oorgegee is tot die doel van ons redding. En dis om 'n lewe te lewe wat impak het en saak maak
Ons werke maak saak omdat ons kinders van God is. Ons loof U daarvoor, ons bid vir die genade, ons sê dit als in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.